Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom by ons 4de Pinksterreeksdiens, wat 'n voorreg dat ons hier by mekaar kan wees en ook so 'n bietjie kan besin oor wat dit beteken dat die Heilige Gees oor ons uitgestort is. Ek herinner almal van julle net, hierdie komende Sondag is dit ons Pinksterfees. So almal van julle kan nog net 'n ou klein eetappie of so saambring. Ons gaan in die portaal by mekaar kom en net lekker kuier, kos deel en dit is 'n gesellige geleentheid. Vorige jare wat ons hierdie gehou het, die hoeveelheid kos wat daar was, is baie. So geliefdes, ons nooi almal van julle, bring vriende, bring familie, dat ons net saam kan kuier. En dan ook na verloop van vanoggend se erediens sal daar wel koffie en tee beskikbaar wees. Maar geliefdes, kom ons word stil. Ek gaan eers 'n oomblik van stilte gee en dan sal ek oorgaan en gebed en ek vra vir elkeen van julle keer na God en vra vir hom om julle harte tot ruste te bring. Want baie kere kom sit ons in die kerk, maar daar's tog soveel gejaagdheid van ons eie lewens dat ons nie werklik stil is nie. So keer na die Here, vra dat hy met julle werk en kom ons buig ons hoofde so in gebed. Here, dankie dat ons vandag hier in u huis teenwoordig kan wees. Dankie dat ons saam ook net so kan besin oor wat dit beteken om u kind te wees, geroep te word tot 'n nuwe lewe. Here, die krag en die leiding wat u Gees vir ons gee. Help asseblief dat ons hierdie Pinksterreeks sal inneem en werklik sal deel maak van ons lewens. Dat dit wat u woord oordra, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit werklik sal uitleef. Dat ons nie passiewe ontvangers sal wees nie, maar aktiewe deelnemers tot dit wat u ons roep. Dankie vir die prys wat u vir ons betaal het aan die kruis, en dankie ook dat ons vandag met sekerheid kan getuig, maar Here, u het opgevaar, en toe het u ons nie alleen gelaat nie, maar die voorspraak, u Gees is gestuur in ons plek. En so belei dit ons tot nuwe hoogtes. Dankie vir die vreugde wat ons kan vind in u. Dankie vir die sekerheid dat ons vandag kan sê, maar Here, ons Verlosser leef. En dat ons ook so deel van 'n groter storie kan wees. Ons dankie en ons prys u naam. Amen. Geliefdes, het julle geweet dat ons op 'n daaglikse basis enige iets van 30 tot 35.000 verskillende besluite maak. En hiermee bedoel ek nou nie dat 35.000 keer 'n dag word ons gekonfronteer met 'n kruispunt en ons moet nou links of regs kies nie. Nee. Baie van ons alledaagse keuses val onder die kategorie van onbewuslike besluite. As voorbeeld, watter woorde gebruik ons om 'n sin te formuleer? Hoe sit ons, soos julle nou huidiglik sit? Baie van julle het dit dalk doelbewus besluit, maar baie van julle dalk onbewuslik net gaan sit, en dit is nou maar hoe dit uitgedraai het. Dan kry ons roetine besluite. Klein goedjies wat deur die loop van die dag gebeur. Drink ek tee of koffie die eerste ding in die oggend? Wel, dit hang seker nou af van 'n paar verskillende goed. As ons goed uit die bed uit opgestaan en ons voel rustig en vol energie, dan kan ons maar 'n teetjie drink. As ons nou 'n bietjie omgekrap is en in die verkeerde kant van die bed uitgerol het en ons kort nou 'n bietjie energie, dan dink ek koffie mag dalk nie, wel koffie kan ons dalk ook nou weer in die ander rigting instoot, maar julle kry die idee. Saam met dit ook, watter klere trek ons aan deur die loop van die dag? Wat gaan ons eet? Wat gaan ons as familie vanaand eet? Dan kry ons praktiese besluite. Watter taak of verantwoordelikheid by die werk as voorbeeld moet ons eerste aanpak? Hoe moet ek my tyd opdeel? Gaan daar genoeg tyd vir my wees om darm 'n blaaskansie hier en daar te vat, of moet ek maar deurdruk? Dan kry ons verhoudingsbesluite, bedoelende besluite wat ander mense se lewens affekteer. Kom ons sê as voorbeeld, ons loop in 'n publieke plek en iemand is so vriendelik, hulle het op die regte of aan die regte kant van die bed opgestaan daardie dag en hulle groet ons net vir geen rede. Hoe reageer ons op so iemand? Groet ons terug? Skrik ons? Wonder ons iemand, wat is fout met hulle? Hoekom moet ons hulle nou groet? Of is dit een van daai kere, ons probeer so dink, maar hoe ken ons daardie persoon?
Inteendeel is dit 'n wildvreemdeling, maar die volgende 3 dae hak ons nou vas, maar waar het ons paie nou gekruis? Hoe reageer ons, geliefdes, verhoudingsbesluite? Maar dan kry ons ook emosionele besluite, waar ons optrede gelaai is met emosie. Bedoelende, as iemand ons beledig of afkraak, hoe reageer ons daarop? As voorbeeld, ons is besig om met 'n persoon of met 'n groep mense 'n gesprek te voer en iemand onderbreek ons keer op keer op keer, of hulle luister nie na wat ons te sê het nie. Gaan ons wegloop? Gaan ons kwaad raak? Wat doen ons? Dit is emosionele besluite. Maar hierdie maar net 'n paar voorbeelde van die tipe besluite wat behels van ons om en by 35.000 alledaagse keuses. Vir vandag wil ek nie noodwendig gaan kyk en fokus op elkeen van hierdie verskillende tipe keuses wat ons maak nie. Ek wil eerder stil staan by een van die grootste bepalende faktore oor hoekom ons sekere keuses maak. En dit is dat ons, baie van ons alledaagse keuses, benader uit 'n etiese of 'n morele vertrekpunt. Bedoelende, daar is 'n komponent van wat is reg en wat is verkeerd. Voordat ons iets doen, besin ons eers oor wat gaan die beste opsie wees? Wat gaan beter wees? Wat is reg en wat is verkeerd? Maar nou, die vraag wat hieruit voortspring, wat bedoel ek as ek sê reg en verkeerd? Want geliefdes, ongelukkig in die wêreld van vandag, daardie onderskeid tussen reg en verkeerd is nie meer so swart en wit soos wat dit veronderstel is om te wees nie. Afhangende wie ons vra, afhangende wat die vraag is, kan ons baie verskillende antwoorde kry, baie verskillende waarhede. En ongelukkig het reg en verkeerd in soveel verskillende groepe in 'n subjektiewe term begin. Bedoelende, wat vir my reg of verkeerd is, dis bepalend tot hoe ek die dag voel. Hoe julle vandag voel, julle bepaal wat vir julle reg en verkeerd is. So elkeen het hulle eie definisie, hulle eie weergawe. Ons wat vandag hier in die kerk is, of die wat later deur middel van die internet inskakel, stry met hierdie beginsel, hierdie subjektiewe element aan wat reg en verkeerd is. Ons getuig, maar die enigste waarheid kom van God drie-enig alleen. Ons Here het vasgestel wat is reg en wat is verkeerd, en deur 'n verhouding met hom te hê, word dit aan ons geopenbaar, as ook deur sy woord. En omdat ons in 'n verhouding met hom staan, en ons tot hierdie insig gebring word van wat is reg en verkeerd, word ons dan geroep om daarvolgens te lewe. Van ander woorde, ons leef nou 'n nuwe lewe, omdat ons die verlossing van die Here ontvang het. Ons probeer reg leef, ons streef na wat reg is, ons vermy wat verkeerd is, want dit is waartoe ons geroep word. Die vraag wat dan hieruit vloei, as ons weet wat is reg en verkeerd in meerderheid gevalle, as ons 'n pad saam met God stap, en dit beteken ons streef nou doelbewus na wat reg is, en studies wys, maar Christendom is die grootste godsdiens, so meerderheid van die mense reg oor die wêreld streef mos nou na wat reg en verkeerd is. Hoekom is daar dan nog soveel sleg wat gebeur? Hoekom sien ons op 'n alledaagse basis al hierdie verkeerd wat mense doen? Die uitdaging, ons tekortkominge, hoe ook al ons dit wil verwoord, is nie noodwendig dat ons sukkel om onderskeid te tref tussen wat reg en verkeerd is nie, maar eerder dat ons sukkel om die regte ding konsekwent te doen. Keer op keer op keer. Ek wil 'n paar voorbeelde gee. Ons sukkel om die ander wang te draai. Dominee Braam het vroeër die week daaroor gesels. Ons weet, maar as iemand na ons toe kom met slegte intensies, hulle wil ons afkraak, hulle wil ons afbreek, dan moet ons nie laat dit ons onderkry nie. Inteendeel moet ons vir hulle eintlik baie duidelik wys, maar julle probeerslag is onsuksesvol. Want as ons teenoor hulle terugreageer, dan sit hierdie tennisspel van woede en haat wat heen en weer gaan, en naderhand word albei net onnodig seer gemaak. Kry ons dit altyd reg? Soms.
Maar geliefdes, ek dink in die huis van die Here moet ons daarom ook eerlik kan wees en sê, ons sukkel maar ook soms hiermee. Soms as iemand na ons toe kom en hulle probeer ons afkraak en hulle kom met slegte intensies, wil ons baie kere met dieselfde manier teenoor hulle reageer. Nog 'n voorbeeld, ons weet ons moet die wat verkeerd teenoor ons optree vergewe. Ag, dit word aan ons geleer vandat ons so groot is. Vergewe die mense. Kry ons dit altyd reg? Nie altyd nie. Baie kere loop ons met bitterheid en 'n onvergewingsgesindheid in ons harte, wat die las vir ons net soveel swaarder maak. Ons weet ons moet ons naaste help, ondersteun in hulle omstandighede. Dit is die regte ding om te doen, nou dat ons in hierdie gemeenskap van God is. Hoeveel kere het ons al verby iemand gestap wie werklik in nood was? En ons was in staat om hulle te help. En geliefdes, hiermee bedoel ek nie net ons moet ons bankrekeninge leegmaak en die geld vir hulle gee nie. Nee, daar's baie verskillende maniere hoe ons iemand kan ondersteun en hulle bystaan. Die probleem is nie altyd dat ons nie weet wat is reg of verkeerd nie, maar eerder dat ons sukkel om die regte ding elke keer te doen. Die vraag wat hieruit vloei: hoekom sukkel ons? Hoekom struikel ons met die uitleef van hierdie nuwe lewe in Christus, wat bevestig is deur sy woord? Waarom kan ons nie net met elke kruispad wat voor ons is, in 'n oogwink die keuse maak, maar dit is reg en ek gaan dit doen en ek gaan nie 2 keer daaroor dink nie? Wel, daar's 'n paar redes daarvoor. Ek deel graag 'n paar van hulle. Die sondige natuur, die innerlike neiging om weg te trek van God se wil. Versoeking en druk van die gebroke wêreld, geliefdes, ek kan vir baie lank hier stil staan. Kortliks opgesom, die wêreld van vandag, veral as 'n mens gaan kyk na sosiale media, die korporatiewe wêreld, het verwag eintlik al hoe meer van ons om verder en verder weg van God af te leef, dit wat hy in sy woord van ons vra. Gewoontes en patrone. Baie kere doen ons iets want ons doen dit al vir so lank en ons was nie seker, ons was nie bewus dat dit iemand anderste nadelig beïnvloed nie. En nou moet ons 'n gewoonte breek, 'n nuwe patroon aanleer. En dis moeilik. 'n ander rede is, baie kere sukkel ons tussen reg en verkeerd uit selfsug of eie belang. Baie kere is ons bewus daarvan, maar ek weet wat is die regte ding in die groter prentjie. Maar is dalk nie vir my op 'n selfsugtige manier die regte keuse nie. Ek kan baie meer daaruit baat as ek die verkeerde ding daar doen, maar dan baat dit my meer. Selfsug en eie belang. Geliefdes, daar's nog 'n paar ander voorbeelde ook, maar die een waarby ek vandag wil stil staan, wat ek dink die grootste rol speel in hoekom ons sukkel om die regte ding uit te leef, is baie mense aanskou dit waartoe ons geroep word in God as bloot 'n gedragsverandering. En niks meer nie, net ons gedrag wat verander word. Gedrag is die manier waarop ons optree, ons reageer. Dit wat sigbaar word deur ons woorde, ons dade en ons keuses. So in ander woorde, baie mense is onder die indruk, maar as my optrede bloot net lyk soos wat dit wat die woord van my vra, is alles mos reg. Dan s'ek mos nou gered as ek daai bewoording kan gebruik. Nou hier moet ek vir 'n oomblik stil staan en net uitlig. Ja, ons lewens moet lyk asof dit die woord en die waarheid van God uitleef. Ons optredes moet absoluut daarvan getuig. Maar as ons benadering is, ek hoef bloot net my optrede te verander en niks meer nie, mis ons 'n baie belangrike beginsel. Iets wat voor dit moet plaasvind, wat dan vloei tot ons optredes wat verander. En dit is dat Christendom kom verander nie net ons gedrag nie, maar dit kom vernuwe eerste ons harte. En deur 'n nuwe hart in die Here vloei 'n nuwe gedrag daaruit. Wat is die groot verskil tussen hierdie twee? Tussen bloot een se gedrag wat verander,
teenoor ons harte wat vernuwe word en daaruit kom 'n nuwe gedrag na vore. Die een lê gewortel in uiterlike verandering, of ek is lief daarvoor om daarna te verwys as uiterlike vermomming, en die ander ene in innerlike transformasie. Kom ons kyk na die eerste ene, uiterlike vermomming. Hoe ek dit opsom is, ek moet nou anders lewe. Ek moet nou voldoen aan al hierdie eksterne dinge wat op my lewe afgeforceer word. As voorbeeld, ek het nou gekies om in die Here te glo, ek gaan nou 'n pad saam met God stap. Maar nou is daar hierdie dik boek met al hierdie reëls en regulasies wat ek moet nakom, en dit sê herhaaldelik vir my, maar ek moet hierdie doen en ek mag nie daardie doen nie en ek moet dit doen, en ek doen dit nou maar, want ek wil hê die Here moet vir my lief wees. Of van 'n ander vertrekpunt, ek doen dit nou maar, ek leef dit nou maar, want ek wil nie in die moeilikheid beland nie. Ek wil nie gestraf word nie. 'n Eksterne bron wat afgedwing word op ons. En ek wil 'n eenvoudige voorbeeld hier gee om my punt te illustreer. Dink gou vir 'n oomblik terug aan julle laerskooldae. Nou ek weet Dominee Braam het presies dieselfde vir julle gesê. Hy het oor die niks gepraat. Ek gaan nou nie in daai rigting ingaan nie, maar ek gaan steeds iets belangriks sê. Dink gou terug aan julle laerskooldae. Wie van julle kan onthou die hoeveelheid reëls en regulasies wat aan ons oorgedra word? Al die van julle wat julle kop nou so skud, ek weet julle was die stoutes, want vir julle moes daar herhaaldelik gesê word, moenie dit nie, moenie dat nie. Maar geliefdes, dis die waarheid. En ek gaan nou maar my eie lewe as voorbeeld gebruik. Gereeld was daar vir my gesê, maar jy mag nie dit doen nie, hou op dit doen, luister, sit stil en die lys gaan aan. Het ons daardie reëls nagekom, omdat die skool ons harte kom vernuwe het tot 'n nuwe mens, en ons was so opgewonde om die skoolreëls uit te leef. Ek weet nie van julle nie, nie vir my nie. Ek het die skoolreëls uitgeleef, bloot omdat ek moes. Omdat ek bang was, dat my boude gaan brand, indien ek nie doen nie. 'n Eksterne bron wat afgedwing word op ons, en 'n gedragsverandering wat na vore kom. Hartsverandering kom sê, ek wil nou anders leef, omdat die Here deurgedring het tot my. Ek wil nou 'n nuwe lewe leef, omdat hy alles klaar vir my kom doen het. Ek reageer op dit wat hy vir my gegee het uit dankbaarheid uit. Ek neem die roeptog van wat reg en verkeerd is ter harte. Nie meer is dit 'n eksterne bron wat op my afforceer word nie, maar God se waarheid wat myne word, van binne na buite. Om dit baie eenvoudig op te som, Dominee Braam en ek is albei baie lief vir hierdie twee woorde. Gedragsverandering vind plaas sodat ek daardeur gebaat kan word, sodat ek ietsie kan kry. Hartsverandering doen ons omdat die Here klaar alles vir my gegee het. Geliefdes, die hartseer in dit alles. Baie mense lyk godsdienstig. Dit kom voor, maar hulle doen die regte ding. Hulle tree reg op, hulle reageer reg op alles in hierdie lewe. Geen nie om van watter hoek ons hulle lewe benader nie. Dit lyk asof hulle die Here ken. Maar in baie gevalle is dit gedrag alleen. Optrede sonder die regte motief, sonder die vernuwing van hart. Innerlik is hulle nog vol woede, trots, bitterheid, jaloesie. Die skrifgeleerdes en die fariseërs is die perfekte voorbeeld hiervan. Hulle was godsdienstige leiers gewees. Hulle het die judaïstiese wet, het hulle uiterlik nagekom. En die mense rondom hulle het hulle aanskou en gedink, joh, as ek net soos hulle kan wees. Kyk hoe vroom leef hulle. Kyk hoe opreg is hulle. Hulle ken die Here. Ag, as ek maar net 'n bietjie kan doen van wat hulle doen, sal die Here ook my seker aanvaar. Jesus het iets te sê gehad.
oor hierdie skrifgeleerdes en die fariseërs wat uiterlik die wet nagekom het. Ek lees vir ons 'n gedeelte uit Matteus 23, vers 25 tot 28. Dit sê, ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is hulle vol hebsug of ontmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huichelaarry en minagting van die wet. Om terug te kom by die vraag wat ek vroeër gevra het, waarom sukkel baie gelowiges om die regte ding te doen, al weet hulle wat is reg en verkeerd? Want baie kere probeer hulle dit bloot doen deur hulle gedrag gelyk te stel aan wat reg en verkeerd is, sonder 'n hart wat vernuwe word. En geliefdes, baie belangrik, as ons dit bloot uit gedrag alleen probeer, is ons probeerslae beperk tot ons eie vermoëns. Ons moet altyd onthou, ons is nie in staat om hierdie nuwe lewe in God te leef sonder hy wat ons kom versterk en vir ons kom krag gee nie. Ons kan dit nie deur eie vermoëns doen nie. Dis deur sy liefde en sy leiding alleen. Die antwoord lê nie altyd in probeer net harder en harder en harder om die regte ding te doen nie, maar eerder 'n kopskuif wat plaasvind. Ek moet eerder al hoe nader en nader en nader aan my God leef. En die reaksie wat dan daaruit sal vloei, sal my van binne af kom vernuwe en verander. Dominee Braam het met sy vorige erediens baie mooi gesê, hy het om bloot vir iemand te sê, wees geduldig, gaan hulle nie ewe skielik geduldig maak nie. Presies dieselfde mentaliteit om bloot net al hoe harder en harder en harder te probeer om die regte ding te doen, is nie hoe ons daarby gaan uitkom nie. Dis eerder deur al hoe nader aan God te leef. Ek wil die vrug van die Gees as voorbeeld hier gebruik. Bekende gedeelte, ons ken dit, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die vrug van die Gees kan alleenlik groei wanneer die Gees in ons is. Ek meen, dis eintlik wat gebeur deur die Heilige Gees wat nou 'n vaste woning in ons het, is die uitwerking daarvan. Ons wat in staat is om die vrug van die Gees uit te leef. Ons kan nie die vrug van die Gees maak groei deur ons eie vermoëns nie, deur ons eie pogings nie. Galasiërs 5 vers 24 tot 25 sê, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Dit verwys na hierdie nuwe lewe in hom. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. Daar staan nie, ons lewe nou deur onsself, laat ons gedrag bepaal nie. Die Gees is wat ons van binne af in staat stel om die regte ding te doen. Geliefdes, is dit nie wat Pinkster is nie? Dat toe die dag by die Here opgevaar het hemel toe, as teken van God se verlossingsplan wat voltooi is, en hy wat nou aan die regterhand van God sit, onthou dit beteken nie letterlik nie, dit beteken hy is geklee met die hoogste mag en gesag, en hy wat vir ons pleit by die Vader, terwyl hy as koning regeer. Die dag toe hy opgevaar is, het hy ons nie alleen gelaat nie, maar die Vader het die voorspraak, die Heilige Gees vir ons gestuur, en dit het ons kom versterk en vernuwe. Die vermoë kom gee om onderskeid te kan tref tussen wat reg en verkeerd is, en nie net
dit nie, maar ook dit prakties uit te kan leef. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ek wil vir ons nog 'n gedeelte lees. Bekende gedeelte, Esegiel 36, vers 26 tot 27. Soos ek gesê het, baie bekend en baie teoloë stem ooreen dat hierdie Ou Testamentiese teks 'n profesie was tot die Heilige Gees wat uitgestort sal word. Esegiel 36 vers 26 tot 27 dit sê: Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Geliefdes, ons word nie geroep tot bloot 'n lewe wat lyk asof dit ooreenstemmend met God se waarheid is nie, maar 'n lewe wat nuut gemaak is deur hom. En dit kan alleenlik gedoen word deur God wat ons verander. Baie mense sal dan vra, okay, maar hoe lyk so 'n lewe? Hoe lyk 'n lewe gelei deur die Gees van God? Dominee Braam het met sy vorige 3 eredienste baie in diepte daaroor gegaan en baie mooi voorbeelde gegee. Ek wil dit vandag bietjie meer opsommend oordra. 'n Lewe gelei deur die Gees is waar ons die Here toelaat om ons harte wat hard geword het, weer sag te maak. Om ons gedagtes te rig waar dit dalk mag dwaal. Om ons reaksie te vorm sodat ons nie meer deur eie krag optree nie. 'n Lewe gelei deur die Heilige Gees is nie altyd groot en dramaties nie, en is eintlik vir my baie hartseer, want reg oor die wêreld soveel kerke bemark die Heilige Gees as dit. Hierdie groot veranderinge, hierdie groot vernuwings, en ja, die Gees doen baie. Maar die Gees tree juis in werking in die klein oomblikke, waar ons kies om eerder die wang te draai, waar ons kies om iemand te help, eerlik te leef. Ons ja is ons ja, ons nee is ons nee. Geduldig te wees met God, die mense naby ons, die mense ver van ons en met onsself. 'n Skouer vir iemand te wees wat huil, eerder te vergewe as om vas te hou. Geliefdes, onthou altyd, God vra nie vir ons om in eie mag te doen wat reg is nie. God gee nie vir ons hierdie dik boek en sê gaan lees. Gaan leer wat is reg en verkeerd. Ek draai my rug op julle, julle doen wat julle moet nie. En dan op die einde van die dag kom hy terug en hy vra, okay, kom ons kyk of julle die toets geslaag het. Nee. God tree ons lewens in. Hy neem ons hande en hy sê, my kind, leer my ken. Laat ek jou van jou binneste wese kom vernuwe en verander, en dan sal wat reg is outomaties uit jou uitvloei as teken van ek wat 'n vaste woning in jou gevind het. Wat ons kinders van God maak, is nie ons vermoëns nie, is nie hoe goed ons is nie, maar eerder hoe genadig ons Vader is. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, ons kom sê vir U dankie.
Dankie dat ons deur U leiding in so 'n donker en 'n gebroke wêreld steeds onderskeid kan tref tussen wat is volgens U reg en verkeerd. En Here, vir die kere wat ons wel hierin sukkel, vra ons U Gees om ons daarmee te help. Om ons oë oop te maak. Maar terselfdertyd dat ons sal doen wat reg is. Nie net onderskeid sal kan tref nie, maar 'n lewe sal leef wat getuig van ons Verlosser het die finale prys vir ons betaal. En hy dankbaarheid vir dit wat hy gedoen het, leef ons nou 'n nuwe lewe in U. As ons U woord aanskou as 'n eksterne bron, iets wat van buite af op ons afforceer is, gaan ons struikel. Daarom vra ek, Here, kom vernuwe ons harte. Dat U waarheid ons waarheid word. Dat dit 'n vlam hier binne ons kom aansteek. Dat ons sal lei die pad vorentoe. Dankie vir almal wat vandag hier is, Here, seën hulle, en dat hulle altyd sal weet, U is met hulle. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons lei tot sy waarheid, sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.